Graag vandag praat ons oor finansies, finansiële wiskunde en meer spesifiek oor enkelvoudige rente. Enkelvoudige rente is rente wat verdien word op die oorspronklike bedrag vir elke jaar. Dit beteken as ek geld belê, dan as terwyl die geld daar lê, verdien ek rente, ekstra geld. So dit is gewoonlik in 'n persentasie per jaar en enkelvoudige rente werk so. As ek R100 belê, en ek kry 10% rente, dan gaan ek volgende jaar R10 by kry, so dan het ek R110, en die volgende jaar R120, want dan kry ek weer R10 by, weer R10 by, weer R10 by elke jaar. So daai 10% word op die oorspronklike bedrag wat ek belê het, uitgewerk. Dis hoe enkelvoudige rente werk. Ons gaan later ook saamgestelde rente doen, dan werk dit anders. So ek wil hê jy moet hierdie konsep onthou. Huurkoop is ook iets wat ons later gaan leer, en dit gebruik ook enkelvoudige rente. Nou, ons het 'n formule om enkelvoudige rente uit te werk. A is gelyk aan P-1 plus IN, en elkeen van daai goed staan vir iets. A staan vir in Engels die accumulated amount, wat beteken die eindbedrag. P staan vir die beginbedrag. 1 staan net vir 1, die getal 1, en dan I staan vir die rentekoers. Nou die rentekoers kan byvoorbeeld wees 7%, dan vul ek in my formule in 7 op 100. Dit moet altyd op 100 wees, want dit is persentasie, en dan die N is die hoeveelheid jare. So hierdie formule moet jy ken uit jou kop uit, want jy gaan hom gebruik om enkelvoudige rente uit te werk. So kom ons kyk gou-gou hoe werk dit in 'n voorbeeld. Bepaal die finale bedrag indien 'n bedrag van R1000 belê is vir 3 jaar teen 10% per jaar enkelvoudige rente. So ek wil hê jy moet elke keer as ons begin met so 'n som, moet jy A pin neerskryf, so, want dis al die letters wat in ons formule is. A is gelyk aan P-1 plus I maal N, en dan gaan ons elkeen van daai goed gaan uitfigure wat hulle is. So, A is die finale bedrag, dis wat hulle vra, ons weet hom nie. Die beginbedrag is R1000, die rentekoers is 10 op 100, want ons moet hom altyd op 100 skryf, en die jare is 3 jare. Nou gaan vul ek dit in my formule in. 1000, en in hakies, 1 plus 10 op 100, maal 3. Oeps, dan maak ek nou 'n hakie te vroeg. Terug by die pennetjie, maal 3. Nou gaan ek my sakrekenaar gebruik, en hierdie hele ding insit met die hakies en alles, en 'n antwoord kry. Doen dit gou saam met my op jou sakrekenaar, en kyk of kry jy 'n antwoord van R1300. Ons maak dit sommer 0,00, want dit is geld, né? En geld het sente. Pause die video en dan skryf jy hierdie af. Hierdie voorbeeld is, jou ouma belê R10.000 vir jou toe jy gebore is, en sy het die belegging gemaak om te betaal vir jou studies. ABC Bank het haar 'n 9% per jaar vaste rentekoers aangebied. Wat sal die waarde van haar belegging wees op jou 18de verjaarsdag? Okay, so ons skryf altyd die A-pin neer. Ek dink die vraag kort ergens iets wat sê enkelvoudige rente. Maar die eindbedrag weet ons nie. Ons weet die beginbedrag is 10.000. Ons het 'n 9% rente, en die tyd is 18 jaar. So ons skryf nou die formule neer. A is gelyk aan P-1 plus I tot die mag, juffrou, I maal N, ekskuus, daar het ek nou 'n maal N. Daar's 'n punt tussen die I en die N, wat beteken maal. So, 10.000, hakie 1 plus 9 op 100 maal 18. Nou gaan jy dit indruk saam met my op jou sakrekenaar.
En dit gee vir ons, kyk of jy dit ook kry, R26.200 wat jou ouma gaan hê op die einde. Nou vra hulle by B, wat is die rente wat verdien is? Rente wat verdien is, beteken, rente is die geldjies wat ons ekstra gekry het. So dis die eindbedrag minus die beginbedrag. Dis nie die rentekoers nie. Die rentekoers is 'n persentasie, dis hierdie I, maar die rente is die eindbedrag 26.200 minus die beginbedrag 10.000, dan kry ons die bedrag rente is R16.200. Right, skryf dit neer en dis dan dit vir vandag. Okay, opsa, en ekie terug. Skus, hiepa. Maar wat gaan nou aan? Kom ons gesels oor huurkoop. So, huurkoop, vir huurkoop gebruik ons ook enkelvoudige rente. So huurkoop beteken ons leen geld. Ons betaal gewoonlik 'n deposito en dan maak ons 'n korttermyn lening, wat beteken ons gaan 'n huishoudelike toestel soos 'n bank of 'n televisie of so iets koop of 'n rekenaar of so iets. Deur dit af te betaal, deur maandeliks 'n paaiement te betaal. 'n Maandelikse paaiement beteken ek betaal elke maand 'n bietjie. 'n Deposito is gewoonlik soos ek moet 'n sekere hoeveelheid geld neersit om 'n deposito te kan betaal. Kom ons kyk dan na 'n voorbeeld van hoe huurkoop gedoen word. Okay, so jou ouers wil 'n yskas koop wat geadverteer is vir R8.000. Hulle kan nie bekostig om kontant daarvoor te betaal en doen aansoek vir 'n huurkoopooreenkoms wat vereis dat die lening oor 2 jaar deur maandelikse paaimente terugbetaal moet word teen 'n rentekoers van 5% per jaar. Okay, so hierso is geen deposito betrokke nie. Wanneer hulle praat van 'n deposito, dan sal ons dit eers moet aftrek, maar in hierdie voorbeeld is daar nie 'n deposito nie. So kom ons skryf gou-gou neer ons A-pin. Ons weet nie wat is die eindbedrag nie. Ons begin met 'n 8.000. Ons rentekoers is 5/100 en ons tydperk is 2 jaar. Dan doen ek enkelvoudige rente. A is gelyk aan P hakkie 1 plus I maal N. So dis 8.000. Dan hakkie 1 plus 5/100. 2 jaar. Dan doen ek dit met my sakrekenaar. Dit gaan vir my die totale bedrag gee aan die einde. Rente ingesluit. Okay, ek druk dit nou in op my sakrekenaar, doen dit saam met my op jou sakrekenaar. Dan kry jy, dit gaan wees 8.800 in totaal. Nou, vir die paaiement gaan dit wees 8.800 gedeel deur die hoeveelheid maande. Hoeveel maande is in 2 jaar? 24 maande. So as ek dit deel deur 24, dan kry ek op my sakrekenaar R366.67. Onthou, ons rond af tot 2 desimale, want dit is geld, né? Nou die bedrag rente wat betaal is. Rente is moet gelyk aan die eindbedrag minus die beginbedrag. So dis 8.800 minus 8.000 gee vir ons R800 rente. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Wanneer die totale kontantkoopprys gefinansier word, is die maandelikse paaiement vir 'n yskas R8.000 wat op huurkoop gekoop is.
R3.676. Okay. Hierdie paaiement is gebaseer op 'n rentekoers van 5% vir jaar vir 2 jaar. Dit klink baie soos die vorige een, né? 'n Volgende klant verkies 'n laer maandelikse paaiement en betaal 'n deposito toe teen bedrag van 15% om die kontantverkoopprys van die yskas. Hoeveel betaal hierdie klant as deposito? Okay, so deposito is 15%, so dit beteken ek gaan 15 op 100 met die R8.000. So dit gee vir ons R1.200 deposito. Dit beteken hierdie persoon gaan R1.200 betaal uit sy sak uit, dadelik neersit, dan skuld hy nou minder geld. Stem julle saam? So, dit beteken dat die balans wat hy nou nog skuld is 8.000 minus 1.200 en dit is 6.800 wat hy nog skuld. Nee. Nou, daai klant skuld nou net 6.800. So as ek dan sy nuwe maandelikse paaiement gaan uitwerk, gaan ek nou 'n nuwe A-punt doen. Ek weet nie wat die eindbedrag nie. Ek begin met die balans, die 6.800 wat hy nog skuld. Die rente is 5 op 100 en die tyd is 2 jaar. Dan skryf ek die formule neer vir enkelvoudige rente. 6.800 en in hakies 1 plus 5 op 100 maal 2. Is R7.480. Dit is wat hy in totaal gaan betaal, maar sy paaiement is daai 7.480 gedeel deur die hoeveelheid maande, 24 maande. So hierdie ou het 'n paaiement van R311 en 67 Wat is die bedrag vir rente betaal? So kom ons kyk gou-gou. Rente is mos nou die eindbedrag minus die beginbedrag. So dit is 7.480 minus 6.800. 7.480 minus 6.800 gee vir ons 'n bedrag rente van R680. Ja, so dit is wanneer daar 'n deposito betrokke is. En dit is huurkoop.